jou ankersak. Ja, mense het baie storms en dinge wat na jou kant toe kom en as ons kyk na Hebreërs 6 vers 19, hierdie hoop het ons as 'n anker van die siel. Dit is vas en veilig. Dit reik tot binne agter die voorhangsel. Nou, liewe gemeente, as jy ooit op 'n boot was, wie was al op 'n boot? Wat die see hom bietjie gesgooi het. Ek sal nooit vergeet toe ek terugkom van diepsee af. Ons het gaan hengel en dit is 'n klein bootjie. Mense het nie daai groot, ek het al op die groot boot gery, jy word nie siek op hulle nie, maar daai klein bootjies wat so maak die hele tyd. En dan kom jy by die huis en dan het jy nou die hele nag op die boot gesit en in die see vis gevang en dan as jy by die huis kom maak jy nog steeds so. Dit is regtig, dit is 'n verskriklike gevoel as selfs 'n storm. As 'n storm kom, hoe hanteer 'n mens dit? En as 'n mens nie 'n anker het in daai storm, toe ons daai nag uitgegaan het die wind begine waai, die boot het so bietjie beweeg en te kere gegaan, maar hulle het 'n anker gehad wat hulle laat sak, want as hulle sê hier is die vis, dan vat hulle die anker, dan gooi hulle hom af en dan gaan die anker af in die see in en hy laat die boot so bietjie, hy beweeg nog, maar hy kan nie wegbeweeg nie. En 'n mens het daai anker nodig om stil te staan terwyl daai golwe kom. En ons almal het golwe wat in ons lewe kom. As 'n mens 'n prentjie, is daar baie mense in vandag se dae wat rondgegooi word deur omstandighede. Mense voel daar's nie 'n rigting nie. Hulle kan nie sonder vrede lewe nie. En dan vra ons vandag vir jou. Ek vra vir jou. Waar laat jy jou anker sak terwyl jy in omstandighede is? Die siel het 'n anker nodig. Die Bybel sê ons het 'n anker van die siel nodig. Die siel is 'n stelsel van emosies, denke en 'n wil. Wanneer die storms van die lewe toeslaan, wanneer jy jou werk verloor, siek word, wie het al werke verloor hierso? Baie. Nee, dan voel dit is verby. Wie het siek geword, dan voel jy dit is verby. Jy weet nie wat ek kan doen nie. Die siekte het jou getref. Die mense het jou teleurgestel. Hoeveel mense is al teleurgestel deur mense? Hoeveel is al teleurgestel? Ons is so baie wat al teleurgestel is. Dan wankel die siel. As al hierdie dinge ewe skielik gebeur in jou lewe, dan wankel jou siel. Sonder 'n anker gly jy geestelik weg in twyfel, vrees en wanhoop. Wie het al getwyfel? Ek het al baie getwyfel. As dinge so ruk en te kere gaan en dinge wil nie uitwerk, dan begin jy te twyfel. Is ek regtig op die regte plek? Is ek regtig waar ek moet wees? As ons kyk na 'n voorbeeld, dink ons aan Petrus wat op die water loop. Toe sy fokus op Jesus was, het hy bo gebly. So as jou fokus op Jesus is en jou anker is op die regte plek, gaan jy kan beweeg. Jy gaan kyk hoe die golwe beweeg. Jy gaan nie sink nie. Jy gaan nie ten gronde gaan nie. Die anker van geloof het losgeraak in hom, in Petrus. Het daai anker gehad wat hy geweet het, weet jy, as ek geloof het en ek gaan stap, sal ek bo bly, ek sal nie onder gaan nie. En dis wat ons mense is. Ons moet geloof hê in ons omstandighede. Ons moet geloof hê dat ons weet, maak nie saak wat kom nie. My anker lê op die regte plek en my bootjie kan maar rondgeskit word. Ek sal dit maak. En dan kry ons 'n valse anker wat gevaarlik is. Baie mense laat sak hulle ankers in dinge wat nie hou nie. Rykdom. Maar die ekonomiese kan 'n ineenstorting hê. Kyk 'n bietjie. As ons nou, ek vat gister toe ons nou net, ek en Dirk praat so toe die bakkie se brieke nou groet en ons weet nie wat se kant toe met die bakkie nie en ons het gery en ons het brieke gaan kry en die dinge het so duur geraak. Maar vroeër jare as jy
was dinge makliker as nou. Vir wie voel dit? Wie voel die ekonomie? Wie voel dinge raak rarig nou 'n bietjie rof? Kyk, as jy gou-gou 'n braaivleisie kry en 'n koeldrank kry en 'n broodjie, dan is dit, kon jy dit met R100 gekoop het. Vandag sit ons dit R500. Dan kan jy eers vir 'n gesin kos koop om lekker te braai. Dit is hoe die lewe verander het. En dit is omstandighede en dan sit ons verhoudings. Ons stel mekaar te leer. Ons selfvertroue is daarmee heen, want jy voel jy werk regtig hard, maar dit wat jy ontvang is net nie genoeg om te survive nie. Maar ons is feilbaar in ons godsdiens. Ons moet 'n verhouding hê met Christus Jesus. As jy nie 'n verhouding het nie, is jou lewe leeg. Jou anker is dan gevaarlik. Hy kan nie sak op die regte plek nie. As ons kyk na Jeremia 17 vers 5, waarsku dit ons. So sê die Here, vervloek is die man wat op mense vertrou en vlees tot sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Wanneer jy op enigiets anders as die Here vertrou, het jy jou anker wat kan loskom in die storm. Daar was 'n ding van gewees van iemand wat 'n R10 nodig gehad het. En hy het die pastoor gevra, ek het 'n R10 nodig. En die pastoor het nie gereageer daarop nie. En die persoon was verskriklik kwaad, omdat daar nie gereageer is op die R10 wat nodig is nie. En op 'n dag, toe onthou die pastoor, daai persoon het vir my gevra vir R10, laat ek dit vandag vir hom gee. Die oomblik toe daai persoon die geld vir hom gee, is dit toe hy dit regtig nodig gehad het. Want waar was sy vertroue aan die begin? Op die mens gewees. Ons vertroue is so op die mens gefokus. As ek nou vat vir 'n hele lang ruk, sê 'n kliënt, hulle gaan werk stuur, dit gaan baie geld wees, dit gaan genoeg wees om 'n hele jaar mee te lewe en jy het al hierdie beloftes wat van die mens afkom. En dit kom net nie dit kom net nie uit nie, dit gebeur net nie. Sit jy jou vertroue op daai baie geld wat inkom, of sit jy jou vertroue op God wat sal voorsien op die regte tyd? Daarmee moet ons baie mooi na kyk, want ons anker is baie keer op dieselfde verkeerde plek. Jesus is die enigste vaste anker. Dis al anker wat daar is, wat vir jou kan help. Die Hebreërskrywer sê dat die hoop van ons in Christus het 'n anker is ons vas en veilig. As Jesus jou alles is jy vas en veilig. Glo julle my? Ek sit en dink, ons het nou gister deur die dorp gery, hè? Ons bly mos nou ver van mekaar af, ons sien nie die mense se huise, ons sien maar net 'n lot bome of 'n lot drade met baie lang gras. Maar ons sien nie werklik mense se huise nie. En hierdie Jonas sê vir my, mamma, wat is al hierdie borde op die mense se hekke van security en al hierdie goed, want alles is dieselfde. Ek sê vir hom, dit is vir die mense om veilig te wees, maar hy sê, maar, by ons, gaan slaap ek net, want ek weet, Jesus gaan ons beskerm. Wat sê dit vir jou? Wat sê dit vir jou? Hy sê vir jou, ek gaan net slaap, en ek vertrou vir Jesus om my veilig te hou. My vertroue is nie op daai bord wat teen hy muur vas is nie. Amen. Dink 'n bietjie mooi. Hierdie anker is nie bo die water of op die sand nie. Dit ry diep binne, agter die voorhangsel, reg in die teenwoordigheid van God. Dis waar jou anker moet wees. Wat beteken dit? Jesus het vir ons ingegaan in die allerheiligste. Hy is die hoëpriester, ons verlosser, ons voorbidder. Wanneer jy jou anker in hom laat sak, heg jy jou siel aan die een wat oorwin het, wat nooit verander nie, al was jy soms los van hom. Nee? Het jy al wegbeweeg? Jy sê, weet jy wat? Ek kry nie wat ek nodig het nie. So ek gaan nie fokus daarop nie. Ek gaan nie my vertroue daarop sit nie. En ons is tog so geneig
het geneig om ons vertroue op 'n mens te sit. 'n Mens kan vir jou niks doen nie. Absoluut niks nie. Ons vat die situasie met Sina se water. 'n Mens kan nie vir Sina nou water daar neersit nie, maar die Here kan voorsien. Die Here kan voorsien dat daai pomp uitgesort word op die einde van die dag. Vir jou as mens voel dit onmoontlik, maar by God is dit wel moontlik. Alles is moontlik vir hom. Maak nie saak waardeur jy gaan nie. Maak nie saak nie. Jy gaan deur dinge gaan. Maar Romeine 5 vers 5, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is. Dis wat die liefde is. En julle sal agterkom die laaste ruk hierdie week praat ek baie oor liefde in my dagstukkie. Weet julle hoe belangrik is liefde? Weet julle hoe belangrik is die woordjie liefde? Weet julle hoe belangrik is dit vir baie mense net om 'n drukkie te kry? Kyk, mense wat hier op hierdie plotte bly en plase is afgesonder van die wêreld. Hulle is afgesonder. Al wanneer mense sien is as hulle by die kerk kom en op Sassa dag wanneer hulle kan ingaan dorp en dan kom hulle met mense, kan hulle mense sien, maar verder is hulle in hulle huisies toegemaak alleen en bou net en gaan net 'n keer op hulle eie manier, op hulle eie plekkie. En dit is vir my hartseer om te dink dat mense lewe van Sassa dag tot Sassa dag. Dis hartseer. Want verder, wat doen hulle verder? Hulle wag net vir die volgende datum om geldjies te kry. Hoe laat ek my anker in Jesus Christus sak? Deur sy woord. Wanneer laas het jy jou Bybel oopgemaak? Wanneer laas het ons regtig gesit as 'n huisgesin en gesê, weet jy wat, kom ons sit vanaand by die tafel en ons gaan bietjie lees uit die woord uit en ons gaan bietjie gesels oor die woord. Want deur sy woord bou die lewe op sy beloftes. Dis hoe jy jou lewe gaan bou. Deur gebed. Wanneer laas het julle saam gebid? Wanneer laas het julle as gesin hande gevat en saam gebid? Want dit bly verbind met die bron van krag. Daai gebed is die bron van krag. Wie het al gebid dat dit wat jy gevra het, wat jy gekry het? Het dit al gebeur? As jy gebid het vir 'n situasie in jou lewe en dit het uitgewerk, hoe voel jy daarna? Goed. Ons moet meer saam begin hande vat en bid. Deur geloof. Vertrou homself wanneer jy nie verstaan nie. Ja, dit is moeilik om te vertrou. Dit is baie moeilik om 'n situasie in die Here se hande te sit. Ek vat myself, as ek nou moet heeltemal uit die bedryf uitgaan van bureau, dan waar gaan ek my geld vandaan kry? Hoe gaan ek lewe? Hoe gaan ek lewe? Dit is baie moeilik om daai geloof te vat en te sê, weet jy wat? Ek het geloof, ek gaan die geloofstap vat. Wie het hulle geloofstap gevat, wat gewerk het? Dit werk, want jou geloof betrek is. Hier aanbidding, sjo, verhef hom oor jou storm. Aanbidding, was dit volgens lekker om te sing? Ek het nou weer sulke klomp liedjies gehad wat almal eers nou rustig gaan staan en sing, tog ek nie, weet jy wat, ons kyk uit. Ons moet 'n bietjie opgewonde wees oor die dag van vandag. Ons maak nie saak hoe koud dit is nie. Ons kan nog steeds die Here loof en prys. En die worship het julle warm gemaak. Dit het julle 'n bietjie voelmaak gegee, nie waar nie? Yes, dit is deur aanbidding. Weet julle wanneer as dit met my regtig sleg gaan? Nee, dan maak my kar se speeltjies so, want dan sit ek daai worship musiek klip hard. Hoe slegter dit gaan, hoe harder is die musiek. Want ek wys vir die duiwel, jy sal my nie onderkry nie. Dis hoe dit werk. Wanneer jou anker so laat sak, sal jy rustigheid ervaar in die middel van 'n warrelwind. So as jou anker gefestig is en gesak is by Jesus, dan gaan jy rustig wees. Nie omdat die storm stop nie, maar omdat jy iemand vas is wat nie kan maak nie. So die storm gaan kom. En glo vir my, nie een van ons is gewaarborg dat alles net goed sal gaan nie.
Die vyand gaan kom, hy gaan vir jou dorings op jou pad sit wat jy gaan intrap. Want jy sal die doringkie moet uittrek en sê, weet jy wat, jy gaan my nie onderkry nie, ek gaan aan, ek stap aan. Kyk 'n bietjie kinders wat speel op gras wat dorings het. Hulle hou nie op met speel nie, hulle trek uit dorings uit en hulle gaan aan. As wat hulle op 'n hoop sit en sê, o nee, ek kan nie beweeg nie, ek het te seer. Nou, ek sluit af met 'n persoonlike uitnodiging. Dalk voel jy vanoggend soos 'n boot sonder 'n rigting. Reggegooi deur bekommernis, rondgegooi deur bekommernis, twyfel en pyn. Jesus sê vandag vir jou, kom na my toe, ek sal vir jou rus gee. Laat sak jou anker in hom. Moenie wag vir 'n perfekte dag nie. Doen dit in die middel van die storm. En ek kan vir julle sê, elkeen wat hier sit vandag, het 'n storm al beleef. Nie fisies nie, geestelik. Geestelike storm hier binne in jou, want hy gee, want net hy kan vir jou hoop gee, en hy kan jou vasmaak en jou veilig laat voel. Amen. Ek vat daai aand daai Dinsdag aand, wat die storm so erg was, wat die dakke geruk het ek net gesê, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is net van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Want as jy deur 'n storm was, en die dak het gerol en opgevou en deur mekaar geraak en alles, en as weer 'n storm, dan is net een wat jou gaan help, en dis die Here alleen. Ons praat nie net hier van fisiese storms nie, storms wat jy in jou gees erleef, depressie wat kom om jou vreugde te vat, dit steel van jou vreugde. Dinge wat die vyand wat kom, wat vir jou vertel, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie waardig nie, jy is niks werd nie. Hoe baie van die mense sê dit vir die ander? Jy is sommer net niks werd nie. Ons moet beginne besef, ons woorde dra krag. En ons anker moet so wees, dat hy vas is in Jesus Christus. Net in hom alleen, niemand anders te nie. Kom ons buig ons hoofde, Here. Ek erken, dat ek soms my anker in die verkeerde dinge gelos het, Here. Here, help my, om my anker so vas te maak, dat ek weet, alles sal net op U alleen wees, op U gefokus wees. Ek kies vandag om weer my geloof, my hoop, my toekoms in U vas te maak. U is my rots, my redder, my vaste anker. Vader, ek vra vir elkeen wat hier sit, elkeen wat luister. Vader, vra ek dat as daar enigiets in hulle lewe is, wat hulle anker losgemaak het, Here, dat hulle weer kan besef, weet jy wat, ek het 'n tweede kans gekry om hierdie anker vas te maak en reg te maak. Vader, ek vra dat U so sal met elke kind sal gaan, Here. Hou U hand oor elke liewe kind wat in hierdie gemeente is, Here, kinders wat daar buite is. Here, ek vra dat U vir elke liewe kind sal van kleins af leer om hulle anker op die regte plek te laat sak. En net in U te vertrou. Vader, so ook die ouers, Here, vra dat elke ouer. Here, en ek vra vir elke persoon wat hier sit, wat luister. As daar dinge is wat reggemaak moet word, dat ons vandag sal regmaak en nie wag vir môre nie. Here, ek kom en ek wil U loof en ek wil U prys en ek wil U dankie sê vir 'n woord wat vandag elkeen weer laat besef, waar is jou anker regtig? Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Nie stop nie. Ek het gister met iemand gesels, 'n lang oproep gehad. Sy het my dadelik gebel toe sy hoor, ek gaan oor 'n anker praat. Dus sy sê vir my, sy het die oulikste idees oor 'n anker. Wat jy alles kan doen met 'n anker. En sy het so deel van haar lewe vertel van hoe hard sy geskok is om te besef die lewe is kort. Daar's baie mense wat in haar lewe was, wat onverwags weg is.
En die enigste wat haar kon gedra het gedurende die tyd, is Jesus alleen. Want dis al waarop sy kan fokus. Want daar's niks anderste wat 'n mens regtig kan doen nie. Absoluut niks nie. As jy haar getuienis luister, van al die foute wat sy herken het, wat sy gemaak het, gaan jy dink, joh, dink jy regtig die Here kan so iemand regtig vergewe vir alles? Sy moes gegaan het, sy moes elke liewe persoon gaan vergewe het wat haar seer gemaak het, sodat sy kan aangaan om haar anker op die regte plek te laat sak. Ek los julle met daai gedagte. Amen.